Goeiemôre vriende, dit is so lekker om terug te wees. Ek het so 'n bietjie gaan werk en ja, in die 2-3 weke wat ek weg was, het ek net weer eens besef hoe vinnig dinge wat nie gebruik word nie, oud word, en dit is so baie beter om dinge te gebruik as om hulle te laat staan. In die tyd dat ek weg was, toe ek terugkom hier so in my kantoortjie toe, sien ek hoe veel spinnerakke is hier en hoe snaaks die plek ryk en lyk. En toe besef ek net weer wat daai versie in Matteus 6 vers 20 en 21 vir ons sê. Ons gaan nou daarby kom, gaan ek vir julle 'n bietjie lees. Toe besef ek net weer hoe waar is dit en hoe belangrik is dit vir ons om nie vir ons skatte bymekaar te maak op aarde nie. En ja, ek het toe die stukkie spesiaal gaan soek en ek het dit gekry, gelukkig vinnig, en ja, toe het ek so 'n bietjie gaan voor die tyd lees en na die tyd lees. Is altyd goed om dit te doen om perspektief te kry. En ja, toe het ek 'n paar dinge gesien wat ek nog nooit regtig raak gesien het. Ek wil dit eers vir julle lees uit die 1953 vertaling uit, die oorspronklike Afrikaanse vertaling. Daar's so baie mense wat hare kloof oor Bybelvertalings en sulke goeders wat ek dink is heeltemal onnodig, want deesdae is ons in 'n bevoorregte posisie om rekenaars te hê en ons het baie meer mense wat die oorspronklike tale verstaan en Afrikaans en Engels verstaan. So daar's baie vertalings wat deesdae uitkom wat eintlik baie akkuraat is. So ek is nou ongelukkig nie een van die mense wat sê ja, jy moet ou vertaling lees of die nuwe vertaling of die boodskap of al hierdie goeders nie. Ek lees maar almal en dan praat ek met die Here daaroor en weet jy nee, dit is nou net my opinie, maar ja, dit is vir my lekker om verskillende vertalings te lees. Dit bly die woord van God in my opinie. En ja, ek leer baie as ek verskillende vertalings lees en ek wil dit vandag vir julle bewys deur uit 4 verskillende vertalings uit dieselfde versie te lees. Ek dink dit is belangriker om eerder te worry oor om die hele hoofstuk te lees as om te worry oor wat se vertaling jy lees. Want net om een versie ekstra by te lees, leer jy dalk baie meer as om net na 'n ander vertaling te gaan kyk, dis wat ek probeer sê. Maar nou van Matteus 6 vers 20 sê in die 1933 of 53 vertaling: maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar die diewe nie inbreek en steel nie. En dit is 'n baie bekende versie. Dit is ook baie goed om konstant daaraan te dink. En ek het altyd gedink, ja, okay, wat is nou skatte op aarde? Dit is geld en karre en huise en al die goeders. En dit is maar meestal wat dit beteken. Ons maak vir ons goed op aarde bymekaar en dan kan ons dit nie saam met ons graf toe vat nie en ons verloor dit en dit maak ons bedroef en dit raak 'n afgod. So dit is nie goed om vir jou skatte op aarde bymekaar te maak nie. Maar dan sê dit, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar waar niks gesteel kan word nie. En baie mense hou nie van hierdie versie nie, want wat is skatte in die hemel? Jy kan tog nie vir jou geld bære in die hemel nie. Dit wat in die hemel is nie dieselfde as wat hier is nie. Dit is nie 'n nuwe Mercedes of 'n BMW nie, dit is nie 'n lekker groot huis nie. Die skatte wat ons in die hemel bymekaar kan maak, of die bankrekening wat ons in die hemel kan oopmaak, is basies die werk wat ons doen vir die koninkryk. Op aarde doen ons werk vir die wêreld, vir ons werk en ons kry geld en ons koop 'n kar en 'n huis. In die hemel werk dit ons werk vir die koninkryk van God en dan betaal hy jou. Die loon van die sonde is die dood en die loon vir die werk vir die koninkryk is die ewige lewe. En daar gaan ons huis en daar gaan ons besittings hê, glo ek vas. En dit is wat die Here hier bedoel, dink ek, wat hierdie vers hier bedoel. Maar wat ek nog nooit regtig bygelees het by hierdie vers en is die volgende vers. En toe ek dit lees, toe besef ek maar daar's 'n rede hoekom Jesus hierdie woorde gesê het, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar en nie op aarde nie. Want hy wil nie hê ons moet vasgevang wees hier op aarde nie. Hy wil nie hê ons gedagtes moet hier wees. Toe ons geleer bid het hy ook gesê, sy voorbeeld van gebed aan ons waar hy vir die Here gesê het, vir God gesê het, laat dit wees
op aarde net soos dit is in die hemel. En dis wat hy wil hê waar ons gedagtes moet wees. Want die volgende versie sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En ek het dit altyd gedink, dis andersom. Ek het altyd gedink, die versie sê, waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Maar dis andersom. Dit is waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So vandag wil ek jou die vraag vra, en dit is, waar is jou hart? Waaraan dink jy? Waarmee hou jy jouself besig? Is jou hart in die hemel, waar jou skatte is in die hemel, in die koninkryk van God? Of is jou hart op aarde? Is dit by jou werk, of by jou verhouding met een of ander persoon, of by die TV, of by jou kar, of by jou huis, of by jou kombuiskaste? Waar is jou hart? Waar is jou gedagtes? En waarmee bemoei jy jouself? En ek het vroeër gesê, ek wil graag dieselfde versie vir julle uit 3 ander vertalings ook lees. Het gaan nie lang vat, dit gaan vinnig wees. Dit was nou die oorspronklike taal, oorspronklike vertaling na Afrikaans toe. Nou wil ek vir julle graag die Nuwe Lewende Vertaling lees, wat basies amper dieselfde is. Dit sê, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar geen mot en roes dit sal kan bykom nie, en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. Onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So dit is amper woord vir woord dieselfde. Maar wat ek baie interessant gevind het, was om dit uit die boodskap uit te lees, en ek wil dit graag vir julle lees. Dit is eintlik so oulik gestel. Dit sê, maak eerder vir julle 'n bankrekening daar by God in die hemel oop. Geen dief kan ooit daar inbreek om iets te probeer steel nie. Die dinge waarmee jy jou van vroeg tot laat besig hou, sê wat die belangrikste in jou lewe is. Jou lewe wys waar jou rekening oopgemaak is. En toe ek dit lees, toe besef ek net die erns van hierdie versie. Ons lewens wys vir ander mense waar jou bankrekening is. En dan wil ek laastens dit lees uit die Bybel vir almal uit, die ABA of Bybel vir almal. Hy sê, dit is beter om vir julle goed bymekaar te maak in die hemel en om daar ryk te wees by God. Dan kan motte dit nie vreet nie en dit kan nie roes nie. Die diewe kan nie daar inbreek en dit steel nie. En dan vers 21, die dinge wat in die hemel by God is, moet vir jou die belangrikste wees. Dan sal jy net dink aan God wat in die hemel is. En ek wil vir julle sê, amper is hierdie vir my die mooiste vertaling van die vers. Jy moet net dink aan God. En daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Daar sal jou gedagtes wees. So as jou skat by God is, en as jou prioriteit by God lê, jou eerste prioriteit, ek sê elke keer as ek met my kinders gesels oor godsdiens en stilte tyd en hulle verhouding met die Here, dan sê ek altyd vir hulle, jy moet onthou die belangrikste persoon, die belangrikste identiteit in jou lewe is God. Hy kom nommer 1. Nommer 2, jouself, en nommer 3, jou naaste so lief soos jouself. Dit is God se gebooie. En hierso sê die woord baie duidelik vir ons. Maak eerder vir jou skatte in die hemel bymekaar. Wees ryk by God. Al is jy arm op aarde, wees ryk by God, sodat jou gedagtes die hele tyd by hom kan wees en by sy werk. Ek hoop hierdie versie beteken vir julle so baie soos vir my, en ek hoop regtig julle kan net wees 'n bietjie oop en lees 'n bietjie ander vertalings. As jy glo die regte vertaling is die ou vertaling of die nuwe vertaling, dan lees dit ook, maar lees 'n bietjie iets anders. Kry 'n bietjie ander perspektief. Onthou dat op die einde van die dag gaan jou salvation, jou geloof gaan oor die verhouding tussen jou en God. Nie die verhouding tussen jou en mense, of tussen jou en die kerk, of tussen jou en wat se vertaling jy lees, maar die verhouding tussen jou en God. Ek het gisterand, toe ons huisgodsdiens hou, te lees ek vir my kinders 'n versie wat baie belangrik is, en dit is dat ons eendag alleen voor God gaan staan om rekenskap te gee. Jou pa of jou ma of jou broer of jou suster of jou maat of jou vrou of jou man gaan nie langs jou staan nie. Jy gaan alleen voor God staan. En jy gaan alleen vir hom moet verduidelik wat jy met jou tyd gemaak het en waar jou skatte is en waar jou hart is. Kom ons bid saam.
Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ek kan hê om terug te kan wees op die lig, Here. Dankie, Here, vir die voorreg wat ek kan hê om u kind te wees. Dankie dat ek uit u woord uit mag lees. Here, nie net een vertaling of uit een taal nie, Here, maar die wêreld is oop vir ons kan enige vertaling lees met die druk van 'n knop, Here. Dankie vir u liefde en getrouheid, Here. Dankie vir vriende, dankie vir familie, Here. En ek wil bid dat u met ons elkeen sal wees, ook waar die vakansie nader kom, is nie regtig 'n vakansie nie, Here, dit is net die afsluiting van 'n baie moeilike jaar, Vader. En ek wil regtig bid, Here, dat u vir ons sal rus gee en sal vrede gee. U sê in die woord, u kan vir ons vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En ek wil dit vandag bid op elke liewe persoon wat nou saam met hierdie boodskap kyk in die naam van Jesus Christus. Amen.